Ek staan nou die dag in die ry en ek hoor hoe twee mammas voor my praat. En die een sê vir die ander ene, my kinders kan nie wag dat Paasfees moet aanbreek nie. En die ander een sê nou hoe so? Sy sê, want my kinders kan nie wag om weer chocolate paaseiers in die tuin te gaan soek nie. En ek staan daar en ek wonder by myself, is dit waaroor Paasfees vir ons deesdae gaan? Chocolate paaseiers, miskien 'n naweek weg, miskien 'n kuier saam met vriende en familie. Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel van Pieter, die papiervlieënier. Nou, Pieter is iemand wat dit geweldig baie geniet het om met sy vliegtuig te gaan vlieg, soveel as wat hy kan. En op 'n dag vlieg hy met hierdie vliegtuig van hom vas in hierdie groot swarm voëls. En die vliegtuig begin grond toe tuimel en die vlerke skeer af. En soos wat hy val, begin nog 'n gedeelte van die romp van die vliegtuig uitmekaar uitbreek. En kort voor lank val Pieter saam met sy vliegtuig op die grond en hy sterf. En in daai oomblik is hy voor God se troon. En God sê vir hom, Pieter, hoekom dink jy moet ek jou toelaat in die hemel? Pieter is vol selfvertroue en vol bravade. En hy sê, want ek was elke Sondag in die kerk gewees. Inteendeel, ek was nie net in die kerk gewees nie, wanneer daar enigstens gevra is vir bydraes, was ek die ene wat heel eerste voor my hand opgesteek het en die bydrae gelewer het. En dis nie waar dit geëindig het nie, glimlag hy breëbors. Dis nie waar dit geëindig het nie, ek het altyd gehelp in die ouete huis, inteendeel ek het my gitaar selfs opgeneem en gaan sing vir hulle om hulle te vermaak. En dan, onthou Pieter, dan is daar daai mense wat regtig swaar gekry het finansiëel en ek het gesorg dat daar kruideniersware vir hulle afgelewer word sonder dat enigiemand ooit daarvan geweet het. En hy sien, maar God lyk nie beïndruk nie. En hy wil nog so iets sê en God sê, maar Pieter, wat van jou sonde? En Pieter probeer nog dink aan wat hy volgende moet sê en hy besef, maar daar was baie sonde gewees. En God sê vir hom, onthou net Pieter, jou goeie dade kanselleer nie jou sonde uit nie. En Pieter raak al hoe stiller, want Pieter besef, sonde word gestraf met die dood. En God sê vir hom, maar Pieter, omdat ek vir jou en vir elke ander mens op aarde so lief gehad het, was ek bereid gewees om my enigste seun te gee, sodat jy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En met 'n hart vol dankbaarheid en 'n bewustheid van God se genade, val Pieter op sy knieë neer. En vir die eerste keer in 'n lang tyd besef hy waaroor Paastyd eintlik gaan.